en dat ek nou tans 'n vriend het wat daardeur gaan. Jy praat van kanker en ek hoop jy kry dit. Nee, maar skat, ek sal nie. Kinders van die Here kry dit nie. Satan se kinders kry dit. En almal dink jy praat kak. Okay, baie dankie. Dankie, maar ons gaan julle glad nie meer entertain nie. So praat dan maar, ek gaan julle mislees. Kom ons kyk net. Many people fighting fucking cancer that sends me messages where they say I am so sick of fucking fighting, being a warrior, that I just want to live my life. You're gonna say sorry. My mom, Mariska, Shrumi, en al die ander mense wat kanker beklei, is nie fucking kinders van die duiwelie. Middag julle. Vandag is die 13de Februarie. En ek sukkel regtig om hierdie video gemaak te kry. Ek het al 'n paar keer probeer. Dan stop ek, dan moet ek dit oordoen. Want het vloef my hart in mekaar het skeer. Maar hierdie video rig ek aan jou, John Melvin. Jou uitlatings oor kanker het my bitter seer gemaak. Ek het jou video gaan kyk, hoe jy om verskoning vra. Ek was gisterand in jou live, waar ek gesit en huil het. Hoe ek mense se stories hoor van die seer, waar deur hulle gegaan het, en mense wat nog steeds deur seer gaan, vrese vir wat kanker kan doen. Vandag wil ek vir jou my en my gesin, my en my familie se storie vertel. 2017, voor daarvoor my troue, my ma knop in haar bors ontdek. En sy het die keuse gemaak om het stil te hou, deur vrees, want sy het nie geweet hoe om het te hanteer en hoe ons as haar 3 dogters en my pa dit sou hanteer nie. Paar dae na my troue, het sy aan my jongste sussie vertel van die knop in haar bors en ons het al gesmeek om dokter toe te gaan. Ek wens sy kon die vrees in my ma se oë sien. Die vrees toe die dokter vir haar sê, dis kanker, verseker. Ons gaan nie eens 'n kans vat om jou te stuur vir 'n biopsie nie. Ek stuur jou teater toe, ons verwyder jou bors. Ek wens vir 'n split sekonde jy kon my ma se gesig sien. My ma se teater toe laat haar bors verwyder. Ons het buite kan daai teater die Here vir haar gewag. En sy het daar uitgekom met 'n pyp in haar keel. My ma kon nie asemhaal nie. Weet jy hoe voel dit om by jou ma se bed te staan? Jy het klaar die vrees jy gaan jou ma verloor as gevolg van kanker. En dan om dit te sien. Kan jy een ding vertel, bro, dit is nie lekker nie. Dis 'n gesig wat ek in my lewe nooit weer wou sien nie. My ma sal deur, met baie selfverwyte. Sy het soveel minderwaardigheid gehad, meer ons vir haar sê, mamma, dit is 'n bors. Ons het jou meer nodiger as daai bors wat jy verloor. Maar steeds, dis 'n mens, dis 'n vrou. Dis 'n stukkie van haar vrou wees, wat verloor gegaan het. Weet jy hoe het ons as dogters gevoel, om te hoor, ons moet ons self laat toets, van dit kan na ons toe kom. Vijf jaar het my ma gestruggle. Elke jaar gegaan vir toetse. Ons was dankbaar, want daar was niks verder nie. Toe kom 2025.
My ma het gegaan vir haar laaste toets. Vir haar laaste toets. En hulle het vir haar gesê, "Daar's niks in haar bors en my ma is skoon." En ons was jubelend dankbaar. Maar nou voor my ma en my pa daai deur kan uitgegaan het 'n ongelukkig word my ma hulle teruggeroep. Daai dokter het 'n klein wit kolletjie, so groot soos 'n koppiespeld, my ma se lewer gesien. En hulle het my ma gestuur vir 'n biopsie op haar lewer. Paar dae daarna bel hulle haar met die uitslae om te sê dit lyk nie kwaadaardig nie, maar ons gaan jou oor 'n paar maande weer wil sien. Wel, daai paar maande was nie lankie. My ma het begin kla oor haar maag wat seer is, haar maag het kliphard geraak. Sy het begin swel. Vat haar terug dokter toe. Dokter sien, haar lewer lyk nie goed nie. En hulle stuur vir haar terug onkologie toe. Hulle stuur my ma weer eens vir 'n biopsie. Waar hulle die eerste keer nie reg 'n biopsie gedoen het nie. En met die tweede keer moes ons hoor, terwyl ons in onkologie sit, waar die dokter vir my ma reguit sê, dit wat ek hier op hierdie skerm sien, is niks anderste as stage 4 lewerkanker nie. Ek persoonlik het geweet wat om te sê nie. Ek het by daai rytyd gekyk, ek het met God beklei. Ek het met hom beklei. Stage 4 lewerkanker, my mens. Ek kan nie vir julle beskryf wat het daai oomblik deur my kop gegaan nie. My ma daar gesit, dis asof die woorde wat daar gespreek is, nie ingegaan het nie. My pa het begin huil en gesê, "Liewe Here, hoekom nou?" In my oë het dit gevoel soos 'n doodvonnis wat uitgespreek is. En my ma het nie besef wat op haar wag nie. Elke keer as ons met haar gepraat het sy altyd gesê, "Hoor nie, ma gaan gesond raak. Ma is sterk." Sy het geglo sy gaan gesond raak. Maar John, in minder as 3 maande het my ma na geraamte verander. Ek was die een wat by my ma geslaap het. My ma opgetel het in my arms, toe sy nie meer kon loop nie. Ek het daar die een aand in die bed gaan sit, en ek het nie meer die krag gehad om haar op te tel, en haar reg te skuif, en ek het my sussie gevra om my pa te gaan roep om my te kom help. En toe ek terugdraai na my ma toe, my ma daar gelê, oë omgedop, mond oop, my ma lê asem. Wie het ons gesukkel om my ma daar by te kry? Wie voel het vir 'n dogter met haar ma te slaapbede te sit en haar pa te hoor sê, "Ag liewe Here, daar gaan my vrou." Die ambulans het my ma daar aankom. My ma het agteruit gegaan. 3 weke daarna, toe sit ek op my ma se bed en ek pleit by die Here, asseblief, gee my ma vir my terug. My ma het gesterf voor my, haar asem uitgeblaas, terwyl ek vir haar gebid het. Jy het nie 'n fucking idee hoe seer dit maak nie. Weet jy hoe voel het om te sit en te luister hoe jou suster huil? Pa, Here help my, ek mis my ma.
jou kankerboorde, bro, het wonde diep oopgekrap. En van vooraf is ons pyn hier. Dink, fucking ding baie mooi, voordat jy weer so iets spreek. Ons almal hier buite, wat met mense sit wat kanker het, gaan deur hel. Jy het nie 'n klou waar ons gaan nie. Van vooraf moet ons hierdie seer hanteer. Middag vriende. Hierdie gaan 'n lang video wees. Dit gaan hopelik my laaste video wees vir eers. Vir 'n baie lang tyd. Eerstens vanmiddag wil ek vir julle vra. Julle mense wat nog mekaar het, wees lief vir mekaar. Gee om vir mekaar. Ek het nog heel te veel gesê Beaver het kanker. Ek wou nie almal hoop en bid. Baie dankie vir almal se gebede en hoop van beterskap. Ek weet dit is nie my plek om dit te sê nie, maar Beaver sal nie weer op hierdie platform wees nie. Beaver is nog nie weg nie. Laasweek donderdag. Of kom ons begin by die begin. Kom ons begin by die begin. Dit waar alles begin het, waar dit die seerste gemaak het. Ek wil nie ou wonde oopkrap nie, ek wil nie mense beskuldig nie, ek wil nie. Maar ek gaan spesifiek name noem en ek gaan vir julle vertel keer wat ons is. Daai presiese aand wat John Melvin sy uitlating gemaak het, ek weet, hy het hom dalk verspreek, of ek verstaan nie wat nie. Ons almal was kwaad. Op presies daai selfde dag, daai middag, ek wil dit nooit weer beleef nie. Het my vrou in hierdie huis ingestap, op die bed neergeval, en gehuil. Daai selfde dag het sy gehoor, sy is gediagnoseer met kanker. Dis nie lang terug nie. Sy het gesukkel om te sluk. Die kos wil nie afgaan nie. En sy was in vir daai kameraatjies en goed, toe kom het terug. Asof 'n groeisel in haar keel. Hulle het 'n biopsie gevat. Sy is gediagnoseer met kanker. Sy het nog vir 'n week gewerk. Toe voel sy nie goed nie. Die Vrydagmiddag het sy afgekom. Sy het hier kom lê, ek het gesê, Beaver is bietjie siekerig, het van gesê, moenie stres nie. Ek sal dit van hier af vat. Ek het nog lives gehou. Ons het dit in die live probeer stilhou. Ek weet, mense wil weet. Mense wil weet. Mense moet nie altyd alles weet nie, maar mense wil weet. Daai volgende week was sy meer bedleend. Sy het nog opgestaan, badkamer toe gegaan, dingetjies vir haarself gedoen en so. Sy het die eendag saam met ons opgestap, saam met ons in die kar geklim. Ons het gaan besigheid doen. Sy het biertrein hempies gaan wegstuur wat sy vir mense wou gee. En daai volgende dag het dit net begin agteruit gaan, tot die Saterdagoggend, wat ek van die werk afkom. Toe sê sy vir my, vat my hospitaal toe. Dis 2 weke terug, sy lê in die hospitaal. Laasweek donderdag kom die dokters by ons. Hulle kry nie infeksietelling af nie. Hulle kan nie chemo doen nie.
Hulle het klaar daai dingetjie ingeplant. Hulle kan niks doen nie. Dokter het gesê 2-3 weke. Buurvrou gaan baie agteruit. Ons is vanoggend by haar. Sy kan nie meer praat regtig nie, kan nie hoor wat sy sê nie. Haar konsentrasie is van so hard, jy praat met haar, sy snap vinnig en dan is dit weg. Sy het nie meer die ability om 'n gesprek te voer nie, dit is net vir daai oomblik. Ek het dan vanoggend 'n smile gekry. Gister het ons fantastiese mense saam met ons gehad. Familie, vriende, wat by die hospitaal opgedaag het. Ons weet nie hoe en hoekom nie. Sy het so 'n mooi dag gehad. Vandag en haar grootste wens is, ek en sy guide mekaar heeltyd. Haar grootste wens was, sy wil net vir John Melvin gebel het, om vir John te sê, sy vergewe vir daai uitlating wat hy gemaak het. Maar daai uitlating het in een aand ons hele lewe omver gegooi. Ek het gesit die daai nag, ek kon nie slaap nie, sy het gelê. Ek het 'n video gemaak, ek het vir John Melvin so lelik uitgehaal. En toe kom post toe gaan delete kom, want dis die tipe mense wat ons is hier. Ons doen nie die drama ding nie. Ek doen nie die vir publisiteit nie. Ek vrou die op haar sterfbed. Dankie vir julle almal so omgee. Ek weet daar's mense wat hulle verlekker. Maar dis wêreldse dinge. Dis wêreldse dinge. Ons almal money. Nie alles in die lewe gaan oor geld nie. Daar's dieper dinge. TikTok is so siek plastiek wêreld. Ja, sorry vir daai. Jammer vir al die sleg sê, jammer vir alles. Ek weet jy gaan ek deur hierdie kom nie. Hy verhoos my alles. Maar ja, daar is mense wat omgee. En 'n spesifieke persoon vir nou vir my gesê, buurman, gemaak hy video. Kry dit van jou hart af. Jy kan beter voel. Hou op om vir mense wanhoop te gee. Is die realiteite mense. Wie vrou is op sterwe. Is nie ons om te bepaal hoeveel tyd sy oor het nie. Is nie vir ons om te sê, maar dis realiteite. Sy's rustig. Ek dink ons is God se witbroodjies. Want sy het nie pyn nie. En hy het dan nie skielik gevat nie. Ek dink tog op die einde van die dag het die Here ons geseën deur vir ons daarom hierdie tydjie te gee om realisties te wees. Want sy weet sy is besig om te sterf. Ons praat nie daaroor nie. Ons lewe elke oomblik wat ons by mekaar is asof dit die laaste is. So as jy nog nie reg gemaak het in jou lewe nie, tyd is nou, maak reg. Vandag gaan die tyd kom wat jy in dieselfde posisie as ek gaan wees. So
Ek sal weer met julle praat. En asseblief, ek soek nie hierdie as publisiteit nie. Die is net 'n manier om my hart skoon te kry. Vriende, mooi loop. Dankie vir al julle liefde en omgee. Groetnis baie. En buurvrou waardeer, dis al wat ek vir julle kan sê. Dankie. Kans 'n vriend het wat daardeur gaan. Jy praat van kanker en ek hoop jy kry dit. Nee maar skat, ek sal nie. Kinders van die Here kry dit nie. Satan se kinders kry dit. Kans 'n vriend het wat daardeur gaan. Jy praat van kanker en ek hoop jy kry dit. Nee maar skat, ek sal nie. Kinders van die Here kry dit nie. Satan se kinders kry dit.